deel. Ek wil naamlik met u praat onder die onderwerp van oproep tot volharding. En ek wil met u uit Matteus hoofstuk 10 lees. Dis so 'n wonderlike hoofstuk dat 'n mens graag die hele hoofstuk sal wil lees, maar ons sal sien hoe ver ons kom, hoe die Gees vir ons lei. Ons begin by die eerste vers, Matteus hoofstuk 10. En hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. En dit is die name van die 12 apostels, die eerste Simon wat Petrus genoem word, en Andreas sy broer, Jakobus die seun van Zebedeus en Johannes sy broer, Philippus en Bartholomeus, Thomas en Matteus die tollenaar, Jakobus die seun van Alfeus en Lebbeus wat genoem word Thaddeus, Simon Kananites en Judas Iskariot, die een wat hom verraai het. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. En gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom, maak siekes gesond, reinig melaatse, wek dooies op, dryf duiwels uit, julle het dit verniet gekry, gee dit verniet. Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie. Geen knapsak vir die pad of 2 kledingstukke of skoene of 'n stok nie, want die arbeider is sy voedsel werd. En in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin waardig is en bly daar totdat julle vertrek. En as julle die huis ingaan, groet dit. En as die huis waardig is, laat julle vrede daarop kom. Maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit, en skud die stof van julle voete af. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag, as vir daardie stad. Kyk, ek stuur julle so skape onder wolwe. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Maar pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke, en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. En ook voor gouverneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil, tot 'n getuienis vir hulle en die heidene. Maar wanneer hulle julle oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. Maar die een broer sal die ander in die dood oorlewer, en die vader sy kind. En die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word, terwille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry, voordat die seun van die mens kom nie. 'n leerling is nie bo die meester nie, en 'n slaaf ook nie bo sy heer nie. Dit is vir die leerling genoeg dat hy so sy meester word en die slaaf so sy heer. As hulle die heer van die huis Beelzebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote? Vrees dan nie vir hulle nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Word 2 mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val buiten julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Moet dan nie bang wees nie, julle is meer werd
as baie mossies. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder, en 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie werd nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie werd nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie werd nie. Wie sy siel of lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Wie julle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. En wie 'n regverdige ontvang, omdat hy 'n regverdige is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. En elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink in die naam van 'n disipel, voorwaar, ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. Ek het tog maar in die loop van die lees die leiding gevoel om die hele hoofstuk te lees, want 'n mens weet nie waar om hom te beëindig of waar af te sny nie. Geliefdes, soos ek vir u gesê het, ek wil met u praat oor oproep tot volharding. Maar ek wil net vir u sê, hierdie hoofstuk het 'n besondere plek in my hart en in my lewe. Omdat hierdie hoofstuk so 'n groot deel uitmaak van my getuienis, toe die Here my uiteindelik gedwing het om my loopbaan vaarwel te sê en vir hom te gaan werk. Ek was juis uit op een van my opdragte om dit vir my werk te gaan uitvoer, toe ek hierdie hoofstuk gelees het en die Here finaal met my gepraat het, en ek daar deur sy krag en deur sy genade besluit het om die stap te neem, om my werk te bedank, my huis te verkoop en uit te stap om God te gaan dien en hierdie lig wat die Here aan my toevertrou het te gaan uitdra. Wat 'n geweldige stap en 'n omwenteling was dit nie in my lewe nie, maar ek kon by al hierdie dinge wat die Here Jesus hier gesê het, kon ek nie by verbykom nie. En ek kon nie ongehoorsaam wees aan die hemelse roeping nie. Maar nou geliefdes, ek wil met u in die besonder dan praat daar in die 22ste en die 23ste vers sê die Here, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe, want voorwaar ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die seun van die mens kom nie. Dus geliefdes, wanneer die seun van die mens kom, sal ons, as ons getrou en gehoorsaam is aan hierdie opdrag, sal ons nog steeds besig wees met die stede van Israel, wanneer die seun van die mens kom. Hoeveel van God se diensknegte, as ons vandag kyk in die Christenwêreld, is werklik daarmee besig? Is ons nie besig met die stede van die heiden, met die stede van die Kusiet, soos ons ook vanaand gehoor het, en al hierdie ander nasies nie? Is ons nie heeltemal van die spoor afgedwing en gruwelik mislei nie? Is ons nie besig om absoluut die opdrag van ons Heer en Meester, ek bedoel nie u en ek nie, maar ek bedoel God se Israel volk, heeltemal te verontagsaam? Daarby wil ek ook met u lees Matteus 24. U weet, dit is die hoofstuk waarin die Here Jesus sy profetiese rede gegee het aangaande sy wederkoms. Ek wil net met u lees verse 12 tot 14. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Geliefdes, ek het 'n baie plegtige boodskap vanaand vir u. Laat ek met u so begin. U weet, die Bybel is 'n boek wat vol is van die vervolging en selfs die doodmaak van God se diensknegte. En altyd en oral, soos ons sien, was die opstand en die verset onder sataniese invloed altyd teen die waarheid van God, ook vir die tyd waarop dit bestem is. As ons teruggaan tot in die tyd van Noag, en ons sien die geweldige teestand wat Noag ondervind het, die verskriklike teleurstelling dat na 120 jaar en alles wat hy gedoen het, was daar maar net sy eie familie wat in die ark ingegaan het. Wat 'n volharding moes dit nie van daardie man geverg en geëis het nie. En so kan ons dwarsdeur gaan as ons vinnig aangaan tot die tyd van die profete. Hoeveel van die profete is nie doodgemaak nie, en ander in liderlike vuil ou putte gegooi, ander gemartel en vervolg en verjaag, omdat hulle uitgestaan het en opgestaan het vir die waarheid van hulle tyd. Kom ons verder, en ons kom in die tyd van die Nuwe Testament, en ons kyk na hierdie disippels van die Here, hierdie apostels, behalwe Judas Iskariot wat die Here Jesus uiteindelik verraai het, het al die ander 'n gewelddadige dood gesterf. En as ons daarop ingaan, dan sal ons vind, hulle is almal doodgemaak ter wille van die waarheid. Hulle is veral doodgemaak ter wille van die waarheid wat hulle verkondig het vir hulle tyd. Ek wil daarop klem lê, want ek wil vir u bring na ons tyd. In die tyd van die apostels, na die dag van Pinkster, na die hemelvaart van ons Here Jesus, en toe hierdie disippels nou moes uitgaan om die opdrag en die groot bevel uit te voer, moet jy onthou dat die Romeinse ryk die wêreldheerskappy van daardie tyd gehad het, want dit was die 4de koninkryk van die beeld van Daniël. En in daardie bestel was dit natuurlik 'n heidense ryk, en het hulle afgode, die hemelliggame en die beelde wat hulle versimboliseer, het hulle aanbid. En die groot geloof was dat eintlik die keiser self God was. En dat oral en gedurig moes daar gesê word, die keiser is Here, die keiser is Here, Caesar is Lord, Caesar is Lord. Nou moet u mooi daaraan dink. Hier kom die disippels van ons Here Jesus, en hulle verkondig, sover dat die keiser aangaan, en sover dat die Romeine aangaan, 'n ander Here. En hierdie ander Here was Jesus. Jesus is Here. Jesus is Here. U moet self dink hoe bedreig die keiser en die getroue Romeinse onderdane dit moes gevoel het. Wat 'n bedreiging was dit nie vir hulle. Wat 'n bedreiging was dit nie vir hulle gode. Wat 'n bedreiging was dit nie vir hulle hele orde nie. My broer en suster, dit het moed, en dit het geloof, en dit het absolute oorgawe en toewyding aan die Here gekos, om ten spyte van dit alles te volhard met Jesus is Here. En dit het ook hulle dood gekos. Dit het ook hulle martelaarskap gekos, sodat miljoene in daardie 3 eeue, eerste 3 eeue, die martelaars dood gesterf het. Maar hulle het nie kompromie gemaak nie. My broer en suster, hulle het nie na 'n middelweg gesoek nie. Hulle het het hulle hierdie getuienis gelewer. Maar die kern van daardie getuienis was, Jesus is Here.
Goed, toe kom Constantinus tot bekering. Of ten minste 'n bekering soos dit maar alleen by hom gepas het. En toe volg 'n volgende 1260 jaar, waar daar 'n ander opperheer op die toneel verskyn het, naamlik die paus. Die paus wat nog meer mag gehad het en meer aanbidding vir homself toegeëien het as selfs die keiser. En daarin het die hervorming gekom en het die hervormers nog meer martelaarskap ondergaan as selfs daardie eerste klompie. Maar ook in hierdie proses, selfs in daardie eerste 3 eeue en verder aan, wat was die volgende groot getuienis? Geliefdes, die groot getuienis was dat Jezus het opgestaan uit die dode. Die heerlike opstanding van ons Here. Dit was die volgende bedreiging vir die owerhede en die magte. En daarvoor is die mense doodgemaak en gemartel. Nou kom ons by ons tyd. Ek wil nie veel tyd daaraan wy nie, want ek wil verder dan op die besonderhede van ons tyd ingaan. Geliefdes, in ons tyd, in die sogenaamde Christendom. In die Christendom praat almal van die Here Jesus. Jezus is Here, dis geen bedreiging nie, dit is geen saak om uit te maak nie. Want die mense, dit gaan hulle eintlik nie veel aan nie. Dit bedreig niemand nie. Jezus het opgestaan uit die dode. Nou ja, jy kan dit glo of jy kan dit nie wil glo nie. In die algemeen, dit bedreig niemand nie. Selfs die gawe van die Heilige Gees. Daar is baie wat op allerhande maniere selfs daarop aanspraak maak en baie misbruik ook daarvan gemaak word. Dit bedreig niemand nie, dit daag niemand uit nie en daarvoor word dit ook nie weerstaan nie. Maar as ons nou teruggaan selfs na Noag se tyd en na die profete se tyd en na ons Here Jesus se tyd en na hom en hierdie verkondiging, is daar iets anders om op te merk en om raak te sien, en dit is, as jy dit mooi daarop ingaan, sal jy sien in elkeen van daardie, as ons dit maar noem, eras of tydperke, het die Satan 'n atmosfeer voorberei, waarin die mense vasgevang is in daardie atmosfeer, en die gewillige pionne, en die gewillige medewerkers, en selfs die gewillige soldate geword het, van die magte, wat daardie waarhede, wat verkondig word, wou uitwis en uitblus. Wat is die posisie vandag? Onthou, die Here Jesus sê, en julle sal deur almal gehaat word, terwille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word, is nou vers 22 van ons geleesde gedeelte. Geliefdes, word die Christene vandag gehaat, terwille van die naam van Jesus, soos dit gewoonweg genoem word? Behalwe miskien agter die ystergordyn, maar oor die algemeen kan ek nie sien dat iemand gehaat word, terwille van die naam van Jesus, soos dit vandag verkondig word nie. Weet jy waarom? Omdat dit in algemene en tot 'n groot mate 'n niks seggende Jesus is. Hy word nie gehaat nie, want hy is vir niemand 'n bedreiging nie. Maar nou, die volgende vers, hy loop saam met hierdie vers 22. En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe, want voorwaar ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry, voordat die Seun van die mens kom nie. Geliefdes, wie is hierdie Jesus? Is hierdie Jesus, die Jesus van die evangelie verkondiging vandag? Is hy hierdie liewe Jesus sag en teer? Is hy hierdie Jesus allemans God en allemans vriend? Nee, my broer en suster, as ons waarlik wil getrou wees aan die Bybel, dan is Jesus
die gesalfde koning van Israel. Jesus is die Messias. Die engel het dit vir Maria gesê, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word en die Here God sal aan hom gee die troon van sy vader Dawid. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in alle ewigheid en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Nou sê hy, ons sal nie klaar wees met die stede van Israel voor die seun van die mens kom nie. Wat kom die seun van die mens maak? Wat kom hy doen? My broer en suster, hy kom om te kom sit op die troon van sy vader Dawid. Hy kom om sy koningskap oor Israel te aanvaar. Dus in hierdie tyd, as u en ek die ware Jesus wil verkondig, sekerlik vir sy reddende genade, sekerlik vir sy kosbare bloed, sekerlik dat hy opgestaan het uit die dode, sekerlik dat hy die doper is in die Heilige Gees, al daardie waarhede wat tot 'n meerdere of 'n mindere mate in Christenkringe verkondig word. Maar die hoofverkondiging van vandag is hierdie Jesus wat kom om te kom sit op die troon van sy vader Dawid en om koning te kom wees oor die huis van Jakob. Geliefdes, dis die enigste redding vir die wêreld. Maar nou het die Satan lankal die atmosfeer so voorberei, dat as jy ooit durf praat hiervan, as jy ooit durf praat oor die rasse aspek van die Here Jesus, die koningskap oor Israel, is dit soos 'n rooi vlag voor 'n kwaai bul. Is dit nie waar nie? Die atmosfeer van rasisme is voorberei. O, jy moet tog nie daarvan praat nie, dan dwaal jy net nie, maar dis absolute kettery. En dis erger as kettery, geliefdes, dit maak die mense woedend. Ons het nog net nie genoeg invloed nie. Ons het net nie genoeg nog na vore gekom nie. Maar my broer en suster, ek voorsien dit in hierdie onmiddellike toekoms. Nie net omdat die tye vervul is nie, maar omdat die Gees van God ook met sy volk begin werk. Gaan daar diegene van ons wees, soos ons vanaand hier, wat hierdie dinge gaan raak sien, en in die krag van die Gees van God, dit nog meer en meer gaan verkondig. Ek glo die Here gaan ons boodskap en ons prediking bevestig met die tekens wat daarop volg. Ek glo die Here gaan ons bekragtig. En die moment wat dit gebeur, gaan u en ek en die van ons wat die Here gebruik en deur ons dan ook die groepe waaraan ons behoort, hierdie gemeente wat ons behoort, gaan in die kalklig kom. Ons gaan bekend raak en dan gaan die vervolging begin. En hy wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Ek glo, ons het by daardie tydperk en daardie tydvak gekom. U wat gereeld na my kassette luister, het my dit al baie keer hoor sê. Ek het gesê, laat daar deur een van ons net 1 of 2 of hoogstens 3 bekende blindes siende gemaak word. Laat ons 1 of 2 bekende krepeles oprig en laat wandel. In hierdie tyd van nuuskierigheid, in hierdie tyd van sensasie, in hierdie tyd van massamedia, maak ek dit op die langste 'n week, dan sal jy, wat so deur die Here gebruik was, dwars deur die land bekend wees. Die televisiekamera sal na jou toe kom. Die koerantverslaggewers na jou toe kom. Hulle sal foto's van jou neem. Jy sal onderhoude moet toestaan. En gou of 'n bietjie verder in daai onderhoud sal die vraag wees, nou meneer, wie is jy? Wat glo jy? Wat verkondig jy?
Gaan jy die Here verloon? Het daar die eerste klompie disippels in daardie eerste 300 jaar, toe die groot kreet was, die keiser is Here, het hulle stil gebly? Het hulle dit verswyg om te sê, Jesus is Here, die keiser is nie Here nie. Jesus is Here. En daarvoor die gooi van die wilde diere, die besmering met pik, die aan die brand steek. Geliefdes, dis nie klein dingetjies hierdie nie. Dink jy dis 'n klein dingetjie as u dan moet staan voor die mense en sê, nou wat glo jy? Wie is jy? Ek glo dat God het 'n spesiale volk. Ek glo, ek is deel van daardie volk. Ek glo, God het hierdie volk geroep tot heerskappy oor wêreld. Nou, teen hierdie tyd, is die hel los, om sterk taal te gebruik. Is dit nie waar nie? My broer en suster, ek het vir u gesê, ek het vir u 'n ernstige boodskap. Ons tyd van wegkruip is verby. Ons tyd van draadsit is verby. Hierdie oomblik het aangebreek. En dan sal gesien word hoe ver ons geloof staan. Dan sal gesien word hoe ver ons toewyding aan God staan. Maar my broer en suster, ek dank die Here. Dis die enigste hoop. En ek dank die Here, ek glo, die tyd gaan nie lank wees nie. Want die dae sal verkort word, terwille van die uitverkorenes. Anders sal geen vlees gered word nie. Ek glo dat in hierdie tyd volgens die profete het ons nou gekom by die klimaks van die profete. Ek glo ons het gekom by die tyd waar Babylon nou finaal verpletter gaan word. En dat ons Here Jesus gesê het, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, hef op julle hoofde, want julle verlossing is naby. Ek sal terugkom op die volharding, geliefdes. Ek wou vir u net daardie toneel baie duidelik skets, dat die uitdaging nou is sekerlik vir al die basiese hoedanighede van ons Here Jesus. Alles, niks moet afbreek aangedoen word nie. Sy kosbare bloed, sy reddende genade, soos ek gesê het, sy kruisiging, sy uitstorting van die Heilige Gees, alles wat basies in die Christelike geloof is, sekerlik. Maar hierdie, wat die Here aan u en aan my toe vertrou het, wat jy nie in die ander Christelike belydenisse kry nie, dis die belydenis van die oomblik. Dis die belydenis van die wraak van die Satan wat op ons sal kom. Mag die Here genade gee dat ons sterk sal word in die gees van God om 'n goeie belydenis af te lê. En as in my belydenis dat God se vereiste is dat ek die hoogste prys moet betaal, dat ek dit dan sal betaal. Soos hy hier gesê het in hierdie wonderlike hoofstuk, u moet hom baie keer oorlees en dit bidend doen, en u sal sien wat God vir u sal doen. As hy dan sê 'n hele paar plekke, moenie vrees nie. Byvoorbeeld vers 28, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie. Geliefdes, miljoene liggame is doodgemaak in hulle eie verskillende tydperke, soos ek vir u gesê het, terwille van die waarheid van hulle tydperk, waarvoor hulle moes belydenis doen. Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer, wat die siel, sowel as die liggaam, kan verderwe in die hel. Kyk hoeveel keer sê die Here Jesus, moenie vrees nie. Kyk daar in die 16de vers. Kyk, ek stuur julle so skape onder wolwe. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Kyk, ek stuur julle so skape onder wolwe. En broer en suster, in hierdie politieke klimaat, in hierdie klimaat wat deur die Illuminati beheer word, waar die geld God is, waar in hierdie stelsel jy enige ding kan koop met geld.
enige oomblik kan iemand gekoop word om enigeen van ons op enige oomblik te kom doodmaak. En niemand sal dit uitvind. Dit word so gereël in hierdie tyd waarin ons lewe. 'n Fratsongeluk op die straat, 'n paar boewe wat jou oorrompel en met messe doodsteek, of wat ook al, of op watter manier. En dan sal daar dalk nog 'n spesiale soort van 'n regter ook nog op die regbank sit. Dis die tyd waarin ons lewe. Ons kyk daar na vers 26. Vrees dan nie vir hulle nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Ons kyk na vers 31. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Die Here sal jou die krag gee. Die Here sal sy gees oor jou uitstort. En die Here sal jou genade gee om die goeie belydenis af te lê. En die Here sal jou genade gee om te volhard tot die einde toe. Want hierdie evangelie van die koninkryk moet verkondig word. Hoe sê die skrif korrek? En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Watter evangelie van die koninkryk? My broer en suster, nie die evangelie van die koninkryk soos dit vandag in kerke verkondig word nie, maar hierdie evangelie van die koninkryk. Hierdie evangelie van die koninkryk, dat Jesus alles basies is wat verkondig word, maar dat hy die koning van Israel is. Dat hy kom om te sit op die troon van sy vader Dawid, dat die heerskappy op sy skouers gaan wees, dat hy die nasies gaan regeer met 'n ysterroede en ons as 'n volk saam met hom. En dat hierdie nasies wat vandag so hoogtyd vier, aan ons onderdanig gaan wees in die Here. Dis nie ligtelike dinge hierdie nie. Dis nie dinge moet u dink, my broer en suster, wat die Satan en die wat hy inspireer sommer net so gedwee soos 'n lammetjie sal aanvaar nie. Hierdie boodskap sal verdeeldheid bring binne in ons huise. Dit sal families middeldeur sny. Die evangelie het dit nog altyd gedoen. Wat 'n leuen is dit nie om te sê dat die evangelie van die Here Jesus 'n evangelie van vrede is. Dis juist die aantuiging van die vyand en die teestanders van die Bybel. Hulle sê jou bloedigste oorloë is geloofs en Christen oorloë. Jou grootste twiste is oor die Christelike geloof. Omdat die Christelike geloof nie 'n geloof van kompromie is nie. Omdat die Christelike geloof nie 'n vals geloof is nie, geliefdes. Omdat die Christelike geloof die lig van God is. En as die lig aangeskakel word, is daar geen kompromie nie. As die lig aangeskakel word, is daar geen duisternis nie. As die lig aangeskakel word, moet die duisternis vlug. Daar is nie 'n tussenin situasie sover dit die koninkryk van God betref nie. Nou broers en susters, ek hoef dit nie vir u te herhaal nie, maar ons staan dus op die punt waar hierdie Babiloniese stelsel met geweld omvergewerp gaan word. Ons lewe in 'n tyd van geweld. Ek weet, dit is nie maklike dinge om te sê nie, maar dis die waarheid. U moet tog nooit dink, luister vanaand na my boodskap is amper klaar, en môre, as die Here ons spaar, gaan ons weg van u af. Maar luister vanaand, u moet nooit verwag dat dinge gaan beter word. Ons is in die proses van die einde. Moet tog nooit deelneem aan 'n biduur, en daar gaan baie bidure uitgeroep word deur ons misleide leraars. Baie bidure gaan in die toekoms uitgeroep word, soos daar al in die verlede uitgeroep was, vir verbetering. Vir allerhande soorte ding, tog harmonie tussen die rasse. Vir dit en vir dat. Nee, my broer en suster,
moenie aan 'n biduur deelneem vir verbetering nie. Moet ook nie self bid vir verbetering nie. Bid vir die bekering van Israel. Bid dat Israel tot ontwaking sal kom. Bid dat Israel haar tot God sal bekeer. Want dank die Here in sy groot liefde en genade sal hierdie benoudheid ook in middel in sy liefdevolle hand wees om vir ons tot gehoorsaamheid te bring vir die wat wil luister. Bid dus vir die bekering van God se volk, maar moenie bid dat dinge sal verbeter nie, want dit sal nie. Omdat ons lewe in die tyd van die vervulling van die skrif. Die ou ekonomiese stelsel waaronder ons lewe en sug en swaar kry, waar geld alles beheer, geliefdes, moet vernietig word. Hy moet vernietig word met geweld. En hoe pynlik gaan dit nie wees nie. Openbaring 18 sê hoe dat die handelaars hulle hande in die lug gooi en sê, o wee, groot Babylon, ons wat skepe besit en handel dryf, ons het ryk geword deur jou, en nou in 1 uur is alles van ons weggeneem. Die konsternasie gaan verskriklik wees. Maar dit gaan gebeur. Die beeld gaan finaal van Daniël 2 gaan getref word en fyn gemaal word. Hierdie saak van die ongeregtigheid wat teenoor die blanke gepleeg word. Waarom? Terwille van geld, terwille van die handel. Wat is die handel van 4 miljoen ou blankietjies werd in vergelyking met die handel van 530 miljoen swartes? Verkoop die blanke, gooi hom weg. Ons handel, ons heil, ons glorieryke, goue toekoms lê in 'n Afrika wat aan ons kant sal staan. Laat ons hom koop met al ons dollars, met al ons sterling, en laat ons geregtigheid en die regte standaarde vir die wind gooi. Wat maak dit saak? Ons wil handel dryf. My broer en suster, God kan dit nie langer laat aanhou nie. En hy is nou besig om dit te vernietig, maar u en ek moet die boodskappers wees. U en ek moet hier in die geesteswêreld, ek bedoel sover dat die boodskappe tref, is glad nie geestelik in die sin dat dit baie prakties gaan wees nie. Ons moet sê, Jesus is die Messias. Jesus is die koning van Israel, die gesalfde koning, die Christus. Hy kom om te regeer en ons saam met hom. Hierdie politieke stelsel, met al sy bedrog, met al sy dubbele standaarde, met al sy ruggraatloosheid, met al sy mooi praatjies, moet verpletter word. Soos dit op so baie plekke sê, die skrifte is so vol daarvan waar hy sê, ja, kinders regeer oor julle. Dit bedoel, die wat nog geen verstand het nie. Kyk in Suidwes en kyk wat op die punt staan vir die republiek. Wie wil hulle in ons regering stel? Geliefdes, 'n klomp barbare wat niks weet. Soos iemand nou die dag gesê het in 'n blad wat ek gelees het. Hy sê selfs in die republiek vandag. Hy sê waar is die nie blanke wat enige industrie vandag bestuur? Waar is die nie blanke wat vir jou 'n brug kan bou? Waar is die nie blanke, geliefdes, wat al jou tegnologie kan beheer, wat al die ingewikkeldheid van staatsbeheer op hom kan neem? Oral in Afrika het hy 'n absolute mislukking daarvan gemaak, wat gelei het na bankrotskap, na hongersnood, na massamoord, na korrupsie en al hierdie dinge. En nou moet dit ook op Suid-Afrika moet dit ook afgebring word. My broer en suster, daar's 'n taak vir u en vir my. En ons het die krag van God nodig om hierdie dinge nou te verkondig. Wanneer ons by die kerk kom, dan wil ek skaars praat. O geliefdes, dit wil jou laat ween. As jy vandag sien waarmee daar besig geword. Kwansuis is dit een van die groot dinge dat ons nou moet om vergifnis vra. Ons moet diep belydenis doen vir al die misdade in aanhalingstekens van ons vaders wat nog
in hulle tyd dit in hulle gehad het om ons identiteit te beskerm. Wat 'n soort godsdiens is daar op die wêreld? En dit is hierdie soort godsdiens wat wreed gaan wees in sy teestand. Wie het vir Jesus gekruisig toe hy gekom het? Dis nog 'n punt, ek het dit amper vergeet. In die atmosfeer, in die milieu wat geskep was, toe Jesus kom, volgens die skrif, as die nederige dienskneg, en hy kom sê, ek is die seun van God. Wie sê toe, weg met hom, hy spreek godslastering, kruisig hom. Dit was die kerk van daardie tyd. Wie sal vandag sê, hulle pleeg godslastering? Wie sal eerste vir die staat en die politiek voorsê om ons te vernietig? Dit gaan die kerk wees. En dit onder 'n baie vrome mantel. Hy wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Ag geliefdes, u is bekend met die benoudheid van Jakob, Jeremia 30 vers 7. U is bekend met al die profeseë. Lees hulle weer en u sal sien die dag van die Here, die opmars van die sprinkane en al hierdie verskriklike dinge. Geen wonder dat die Here Jesus gesê het, en sy daardie dae verkort word, sal geen vlees gered word nie. Maar geliefdes, hy wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Kom, laat ek net vir u 'n paar skrifte oor volharding gee. Ons het vir die band, het ons nog 3 minute oor. Ons kyk hier na Hebreërs 3, vers 6 en dan vers 14. En u kan maar net 'n konkordansie neem en u sal u verbaas om te sien hoe vol die Bybel is van die woord volharding. Vers 6. Maar Christus as seun oor sy eie huis, en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Kyk na vers 14. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die beginsel van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. En so is daar baie skrifte. Ek wil eindig, geliefdes, net met 'n verwysing. Ek gaan nie tyd kry om dit te lees nie, maar jy onthou die gelykenis van die onregverdige regter en die arme weduwee wat na die onregverdige regter toe gekom het. Geliefdes, sal dit van my 'n verkeerde afleiding wees as ek sê daardie weduwee, daardie arme weduwee is Israel? En daardie onregverdige regter is hierdie stelsel waaronder ons vandag lewe? En dat ons soebat en pleit vir reg. Maar dit word nie aan ons gegee nie. Maar uiteindelik gee die regter tog toe, want nou ja, ons ken dit. Nou sê die Here Jesus in die 7de en die 8ste vers van Lukas 18, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval, al lyk dit ook of hy lank neem. Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? U sien, dis weer 'n volhardende geloof. Dis 'n geloof tot op die einde toe. As ons dag en nag tot hom roep, as ons vas staan in die geloof, en as ons nie bang word nie. As ons sê nou maar, Here, of ek lewe of ek sterwe, ek behoort aan die Here. Ja, geliefdes, ons glo, nog meer glo ek as enigiemand anders aan die opstanding. As ek sterwe, dan sal ek lewendig word in die dag wanneer koning Jesus kom, om sy troon te kom oorneem en sy koningskap te kan kom aanvaar. En hy sê, die wat saam met hom ly, sal ook saam met hom heers. En ons sal saam met hom in sy ewige en sy heerlike koninkryk regeer. Geliefdes, dit is die evangelie wat u en ek in ons harte moet laat beginne bons en bruis en brand. Halleluja. En ek glo die Gees van God sal van ons besit neem en ons sal beginne magtige tekens en wonders doen in sy naam. Maar dan sal die groot verdrukking eers begin.
En dis dan dat u en ek moet volhard tot die einde toe. En dan sal ons gered word. En wat 'n glorieryke redding sal dit nie wees nie. Die Here seën vir u. Amen. Amen. Geliefdes, kom ons buig ons hoofde. Vader in die hemel, deur ons Here Jesus, baie dankie my God vir hierdie plegtige oomblik en vir hierdie dierbares wat na u woord geluister het. Baie dankie Here, u woord sê, geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Here my God, ek bid in hierdie tyd, gee vir ons 'n kragtige prediking van u woord. Here, gee vir ons 'n onverskrokke prediking van u woord. Here, gee vir ons 'n onwrikbare geloof. Gee vir ons genade om u die Heilige van Israel nie te beperk nie. En dierbare Here, laat u Gees op ons neerdaal. En laat ons kragtig word in die Here en in die krag van sy sterkte. En dierbare Here, laat ons dan, soos u gesê het in Johannes 14 vers 12, voorwaar, ek sê vir julle, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En groter werke as dit sal hy doen, omdat ek na my Vader gaan. Gee vir ons, Here, 'n volkome oorgawe, en 'n volkome toewyding, en gee vir ons 'n onwrikbare geloof. Dankie daarvoor, Here. Seën hierdie gemeente. Dierbare Here, laat hulle groei in die heerlike waarheid. Hou vir hulle vas, hou vir hulle by mekaar, hou van hulle weg wrede wolwe, my God. Here ons God, en gee dat in u Gees en in u krag, Here, hulle toegerus sal wees om hierdie heerlike werk te doen. Dankie liefdevolle Here, u wat beloof is getrou. U sal dit ook doen in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Geliefdes, ek voel waarlik waar gelei deur die Here. Ek glo dis deel van God se werking. Ek wil op hierdie oomblik gaan ek hier voor u staan. En ek gaan u vra, kom ons bly bidend voor die Here. En kom ons wees baie ernstig met hierdie saak. Ek gaan daar staan. En as u genade van die Here wil vra, en u tot sy beskikking wil stel, om deur hom gebruik te word, in hierdie heerlike saak, soos ek dit vanaand vir u uiteengesit het, want ek hê u moet na vorentoe kom en ek wil vir u die hande oplê. En u moet in geloof, moet u die krag van God ontvang, om te volhard tot die einde toe. In die geloof moet u die krag van God ontvang, om bekragtig te word deur die Heilige Gees. En God sal magtige werke deur u begin doen. Die tyd is kort, baie kort. En hierdie dinge moet gebeur voordat die koning kom. Ek kom staan hier voor. Sodra ek klaar gebid het vir 'n persoon, dan kan hulle weer gaan sit en as daar ander wil kom, dan kan hulle voorkom. Dankie Here Jesus. Kom ons bly bidend. Kom ons wees plegtig voor die Here. Hemel, ek bid vir Esther en ek lê vir haar die hande op, my God. Here, dat u op u eie wyse ook vir haar as vrou, dierbare Here,
op haar plek en in haar orde en volgens u plan, Here, waarlik kragtig sal bekragtig, bekleë in die Heilige Gees en vir haar magtig sal gebruik in die verkondiging en die aankondiging van u heerlike koninkryk. Ontvang dit van die Here in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Dankie. Geliefdes, ek was God se instrument vanaand om sy woord te bring. En dit is God se wyse. God eer sy woord. En God sal ook sy diensmeg eer. Daarom wees gelowig, die van u wat ek voorbid, en u sal sien wat God vir u gaan doen. Here, ook vir my suster. Here, ook vir haar as vrou. Here, ons dankie vir Gods vroue in die eeuw. Here, wat u ook op hulle gebied en op hulle manier magtig gebruik het. Doen dit ook vir my suster. Bekragtig haar met alle krag uit die hoogte. Here, dat ook sy sal volhard tot die einde doen. En ook sy, my God, die instrument in die hand sal wees in hierdie wonderlike beëindiging van hierdie eeuw en die inlooi van die nuwe in Jesus naam. Amen. Dankie, Here. Here dit ontvang. Dat vir my broer Jan en my suster Marie, as man en vrou. Here, onze God. Lê my hande op Jan en op Marie. Ontvang die krag van die Here. Word toegerus en word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En word sy diensknegt en sy diensmaag in die afronding en volleinding van hierdie eeuw. Die Here bekleë julle met onverskrokkenheid. Die Here bekleë julle met 'n alles oorwinnende geloof in Jesus naam. Amen. Dankie, Here Jesus. Here, ek bid vir my suster. O, Here, ek dankie vir u goddelike salwing wat teenwoordig is in hierdie plek. Die Here, u bekragtig ook vir haar, my God, en u gebruik vir haar op u eie goddelike wyse en in u groot wysheid en alwetendheid in hierdie tyd, dat ook sy, my God, Here, daardie skakel sal wees in u goddelike ketting, Here, wat u net vir haar toeberei het. Ontvang dit van die Here in Jesus naam. Amen. Here, ook vir my broer Pieter, my suster Anna, my God, Vader, dat u ook vir hulle, Here, waarlik, daardie oorwinnende gees en lewe sal gee. Here, en ook vir hulle sal bekragtig en ook vir hulle magtig sal gebruik in hierdie tyd. Die waar die Here dat hulle sal volhard tot die einde. Dankie, Here, gee die krag en die genade daartoe in Jesus naam. Amen. Here, ons dankie vir wat u vir Bibi in hierdie dag gedoen het. Dankie, Here, dat u dit vir haar moontlik gemaak het om die stap van gehoorsaamheid te neem. Ons dankie, Here, dat u ook vir haar, Here, die belofte van die Heilige Gees gegee het. Die waar die Here, en ons bid dat sy nou sal groei daarin. En liefdevolle Here, dat ook sy die krag sal ontvang om te volhard tot die einde toe. Die waar die Here, dat sy dit sal doen met groot blydskap. Here, wat vir almal bekend sal wees. Dankie, Here, u woord sê, in ons blydskap is ons krag. In Jesus naam, ontvang dit van die Here. Amen. Here, wat vergewe
Baie dankie dierbare Here, dat U 'n mens sien, nie soos ons hulle sien. Here, daarom dank ons U, Here, dat U hulle sien met U goddelike oog. Here, en ook vir hulle, Here, hulle plek gee, en vir hulle die werk gee, en ook vir hulle gebruik, o God, in hierdie tyd, om kragtig vir U te getuig. En Here, om staande te bly, ten spyte van wat die vyand ook al mag bring, en dat hulle ook sal volhard tot die einde toe. In Jesus naam. Amen. Van die Amen. Dank U, Here. Here, vir my suster Annemarie. Baie dankie, dierbare Here, vir die pad wat U haar alreeds gebring het. Dierbare Here, gee haar genade, dat sy op geen oomblik en onder geen omstandigheid ooit sal omkyk nie. Maar Here, waar sy die hand aan die ploeg geslaan het, Here, dat sy dit so sal klaarmaak. Here, dan sê U, dan sal ons geskik wees vir die koninkryk. Daarom, Here, gee ook vir haar genade, dat sy sal volhard tot die einde toe. Here, dat U ook vir haar sal gebruik, in die plek wat U vir haar beskik het. O, dierbare Here, dankie vir manne en vir vroue deur die eeue, o God. Here, wat daardie geloof en daardie onwrikbaarheid gehad het. Here, ook vir die wat alreeds heen gegaan het. Hoe wonderlik om te weet, hulle sal saam met U kom, om saam met U te heers. Gee ook vir haar daardie genade, o God, of sy lewe en of sy sterwe, dat sy met U wederkoms, o God, Here, ook vir U tegemoet sal gaan, en saam met U sal regeer. In Jesus naam. Amen. Vader van die hemel, ek bid vir U, Here, dat ook vir haar, my God, U die krag en die genade sal gee, om te volhard tot die einde toe, en ook U belofte te ontvang, dat sy sal gebruik ook vir haar, my God, in die plek wat U vir haar beskik het. Amen, in Jesus naam. Amen. Dieselfde, my God. O, dierbare Here, hoe dank ons U vir manne deur die eeue, o God. Here, wat dit gedoen het, wat volhard het tot die einde toe. Here, geen grot of put waarin hulle gegooi was, kon hulle dek nie. Dierbare Here, geen dreiging van die dood kon hulle stuit nie. Dierbare Here, want hulle die krag van God ontvang. Doen dit ook vir broer Loukie, Here. Here, heilig hom sonder hom af, my God, en gebruik vir hom op 'n magtige wyse tot U diens. Here, en dat hy ook sal volhard tot die einde toe. In Jesus naam. Amen. Amen. Here, vir broer Nico en suster Elmie en hulle huis. O, dierbare Here, dat U hierdie jong man en sy vrou nog kragtig sal gebruik in hierdie eindtyd. Dierbare Here, dat U vir hom waarlik daardie salwing sal gee. Here, waarvoor niks sal stand hou. Dierbare Here, dat U hom sal gebruik. Here, om kragtig, nie net vir U te getuig nie, maar Here, soos Paulus gesê het,
Nie net in wysheid van woorde nie, maar in die krag en die demonstrasie van die Heilige Gees. Skep dit vir hulle, my God, en dat hulle ook sal volhard tot die einde toe. In Jesus naam. Amen. Amen. Liefdes, kom ons verwag groot dinge van die Here. Ons gaan sien wat God vir ons van hierdie aand gaan doen. Here, vir die moeder en haar dogter, Vader in die hemel, waar hulle kom staan en vir u kom sê, Here, ek gee myself ook daarvoor. Here, u het gesê dat die wat na u toe kom, sal u nooit uitlaat nie. Here, hulle kom vir daardie volhardende krag tot die einde toe. Die waar die Here, en dat hulle ook sal sê, ek skaam my nie vir die Here Jesus nie. Ek skaam my nie vir sy evangelie nie, want dit is die krag van God tot saligheid vir elkeen wat glo. Ja, Here, dat hulle ook 'n volle getuienis sal lewer van Jesus in al sy reddende krag, maar ook in al sy majesteit as die koning oor Israel, die gesalfde koning, die koning van die wêreld. Halleluja. Die heerskappy op sy skouer. Prys die wonderlike naam. Gebruik hulle, Here, op hulle eie plek en in u eie wyse. In Jesus naam. Amen. Here, vir my broer Dan, my God, Vader in die hemel, ek dank u, Here, vir Paulus, wat praat van die gawe, wat gegee is deur die handoplegging. Here, ek dank u vir die seën wat daar lê in die handoplegging. Lê dan my hande op my broer, my God. Here, dat u hom op 'n magtige wyse sal gebruik in hierdie eindtyd. Dierbare Here, dat u hom sal bekrag, bekleed met alle krag uit die hoogte. Here, en dat hy u diensknegt en u instrument in u hand sal wees. En Here, dat hy sal volhard tot die einde. In Jesus naam. Amen. Here, vir my broer Johan, my God. Here, hy is nog 'n jong man in die vleur van sy lewe. Here, ook wy ons hom vanaand aan u toe, Here, en aan u diens, my God. O, die ware Here, dat hy ook sal staan vir die volle raad van God. En dat al die woede en die vernuin van die hel hom nie sal laat afsien van om te volhard tot die einde toe. Dankie, die ware Here, vir die heerlikheid wat u beskik het vir die wat hulle alles vir u gee. Gebruik dan vir hom magtig, Here, en gee aan hom die begeertes van sy hart. In Jesus naam. Amen. Here, vir my broer Koen en vir Marietjie, my God. Baie dankie, Here, vir nog 'n huis. Dankie, Here, vir nog 'n man wat gesê het, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dierbare Here, gebruik ook vir hulle op 'n magtige wyse. Here, gebruik ook vir hulle, my God, in hierdie eindtyd om vreesloos en kragtig vir u te getuig. Dierbare Here, dat hulle ook nie sal bang wees en nie sal skaam wees. En dankie vir die belofte, Here, dat u beloof dat as hulle dit doen, sal u hulle ook belei voor die Vader en voor die heilige engele. Gee hulle dan ook genade, Here onze God, om te volhard tot die einde. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie.
Dankie Here vir nog 'n Jesus. Dankie Here vir nog 'n man wat saam met sy vrou sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Die waar Here bekragtig oor vir Piet en Barrie. Here gebruik vir hulle, magtig, in hierdie tyd, o Here. Dankie my God, hulle is nog jong, en hulle is nog sterk, o God. Vader, dat hulle ook nie sal bang wees nie, dat hulle ook nie sal skaam wees nie. Geef vir hulle 'n vreesloosheid in die wysheid van God. Ja, Here, soos U daar gesê het, Here, dat ons versigtig moet wees, soos die slange, en opreg, soos die duwe. Here, dat U vir hulle groot wysheid sal gee, maar die krag van God in hulle lewens. En Here, dat ook hulle sal volhard tot die einde. In Jesus naam. Amen. Here, dankie ook vir my suster, my God. O, die ware Here. Baie dankie, Here. Dankie, Here, dat U vir haar sê, moenie bang wees, en moenie terugduins, omdat jy 'n vrou is. Die Here sal vir jou op jou plek, en op sy manier gebruik. Here, vul haar met U Gees, en met U krag, o God. Here, dat sy 'n magtige instrument in U hand sal wees. En Here, dat sy ook sal volhard tot die einde toe. In Jesus naam. Amen. Prys. Dankie, Jesus. Broers en susters, dis 'n plechtige oomblik hierdie. Kom dat ons die aand, maar nie verhaas in die Gees. Here, baie dankie vir Cor en Maanie en hierdie kinders. Dankie die ware Here, dat ook hy vanaand opnuut vir U sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Here, wil U hulle ook kragtig bekragtig met die Heilige Gees. Here, ook vir hulle magtig gebruik in hierdie eindtyd boodskap. O Here, wat ons sien in U woord en sien, Here, met ons oop oë, dat die magte van die hel ook teen hulle losgelaat sal word. Maar Here, dat U vir ons mag gegee oor al die mag van die hel. Here, U daardie klompie disippels het U mag gegee om duiwels uit te dryf. Here, en in Lukas hoofstuk 10 staan het geskrywe dat hulle teruggekom het en gesê het, selfs die duiwels is aan ons onderworpe in U naam. Here, maak hulle sterk in U. En dat hulle hierdie boodskap magtig sal uitdra tot U eer. Here, en dat U ook vir hulle, Here, sal seën, Here, met die tekens wat daarop sal volg. En die Here, dat hulle sal volhard tot die einde. In Jesus naam. Amen. Ontvang dit van ons, Here. Here, ook my broer Leon en Annemarie en die kinders. Here, ook hy het gesê, ek in my huis, ons sal die Here dien. En Here, wat het U met die Josua gedoen? Josua vir Israel, die Kanaanland ingaan. Gebruik hierdie man en sy vrou, my God, op 'n magtige wyse. Here, skenk aan hulle U krag ver bo kan hulle dink of verwag. Here, dat van hierdie aand af, Here, hulle kragtig sal wees in U goddelike hand. En die ware Here, dat hulle van hierdie aand af sal ontdek, my God, Here, dat U 'n werk in hulle gedoen het, wat hulle nog nooit van tevore aangedink het nie. En Here, dat ook hulle kragtig vir
U sal getuig. En die Here dat hulle nie sal vrees nie. Vader in die hemel, en dat hulle ook sal volhard tot die einde toe. Here, ons weet wat die einde is. Die einde is die begin. Want dit is wanneer U kom. Tot dan toe, Here. Hou hulle en gebruik hulle. In Jesus naam. Amen. Vang dit van die Here. Baie dankie, Here, dat sy ook haar lewe vir U oorgegee. Maar in hierdie aand, o Here, ontvang sy U krag. Ontvang dit van die hand van God. Ontvang sy wysheid. Ontvang sy insig, verder in sy woord. En word magtig en kragtig gebruik deur die Here, ook in U bestemde plek. En op God se manier, Here, dat U dit vir haar sal ontvou van dag tot dag. Ek prys U daarvoor, U doen dit. En ook sy volhard tot die einde. In Jesus naam. Prys sy naam. Wonderlike Jesus. Halleluja. Nou my broers en susters, ek oorhandig nou aan u.
Halutatashirhanti, Habaranti, Kehemya, Habaranti, Halatatashiriti, Kurunti, Heya, Katakashiranti, Habarantia, Akaranti, Waarlik sê die Here, kyk, julle lewe in die tyd van groot en magtige dinge. Daarom sê die Here, moet julle nie